Goeiemôre klas. Ons gaan vandag verder praat oor die proses skryf, maar ons gaan spesifiek praat oor hoe om die proses skryf toe te pas op 'n verhalende opstel. Reg, nou 'n verhalende opstel is een van my gunsteling opstelle, net bloot vir die rede ek is mal oor stories. So, kom ons hersien vinnig die proses skryf en dan van daar af kan ons dit verder vat en kyk hoe ons dit gaan toepas op 'n verhalende opstel. Wat is 'n verhalende opstel en hoe skryf mens een? Nou, soos julle kan sien en wat ons die vorige keer op bespreek het, die proses skryf bestaan uit 5 stappe. Jy begin met jou beplanning. In Afrikaans sê ons jy maak 'n kopkaart. Die Engelse gebruik die woord mindmap. So jy maak 'n mindmap of 'n kopkaart. Wat wil jy hê met alles in jou storie gebeur? Wie gaan in jou storie wees? Wat gaan gebeur? Jy maak hierdie kopkaart om jou idees bymekaar te sit en dan van daar af begin jou idees vloei. Dan skryf jy 'n konsep. Jy skryf jou idees neer. Maak seker jy skryf jou idees dan in kronologiese volgorde neer. Sê, A gaan eers gebeur, dan volg B, dan volg C, dan D. En jy het die storie. Hersien jou werk en maak seker dat alles mooi saambid. So wat in die inleiding van die storie gebeur, moet saamkom aan die einde van die storie as dit sin maak. Jy kan byvoorbeeld nie 'n storie begin skryf oor 'n kameelperd wat in die wildtuin bly en dan jou storie afeindig met 'n dogtertjie wat uit die weeshuis ontsnap het nie. Sien, dit maak nie saak nie. Dit maak nie sin nie. Dit bind nie saam nie. So maak seker as jy begin skryf oor die kameelperd wat in die wildtuin bly, eindig jy met die storie van die kameelperd wat dan of in die wildtuin of in die dieretuin of enige plek anders bly. Dan dan begin die volgende stap, redigering. Maak enige foute reg en skryf dan jou finale weergawe. So kyk mooi, kyk vir enige foute wat jy dalk gemaak het, want mens maak altyd foute. Soos as jy byvoorbeeld geskryf het van 'n kameelperd en dan oomblikke later skryf jy van 'n kameel en dan later weer 'n kameelperd, sien mens maak altyd sulke foute, so maak net seker dat daar nie sulke foute is nie en dan maak jy dit reg. En dan is dit die finale proses en dit is proeflees en aanbied. Hierso kyk jy vir enige spel- en taalfoute wat ook altyd iewers inglip. Ek dink selfs Dion Meyer het al gesê, jy weet, as hy sy boeke skryf, daar's altyd foute en dit is net deel van skryfwerk. Menswees, jy gaan altyd spel- en taalfoute maak. So kyk net baie mooi daarvoor en dan skryf jy jou finale weergawe. Goed, so met hierdie proses skryf in gedagte, kom ons kyk wat is 'n verhalende opstel en dan vat ons dit van daar af. 'n Verhalende opstel is 'n opstel wat 'n storie vertel. Nou, die storie kan fiktief of werklik wees, maar ek is net mal oor die verhalende opstel, bloot vir die rede is jy kan so kreatief wees. Jy kan letterlik jou gedagtes in enige rigting laat vloei, want daar is soveel stories om te vertel. Daar's 'n storie om elke hoek en draai en stories maak die lewe net soveel interessanter. Dit vereis eenvoudige taal, maar dit gaan eintlik gepaard met enige opstel wat ons gaan skryf. Soos as jy 'n opstel gebruik, as jy 'n opstel skryf, gebruik eenvoudige taal. Moenie hierdie oorgroot woorde gebruik nie en kom ons gaan sommer dadelik dan na die volgende punt toe. Moenie te veel byvoeglike naamwoorde of bywoorde gebruik nie. Hou jou taal, hou jou storie, hou alles eenvoudig. Goeie skrywers gebruik min byvoeglike naamwoorde en bywoorde en tog is hul beskrywings uitstekend. En hierso het ek 'n nota gemaak, The Book Thief. Ek weet nie wie van julle al ooit die boek gelees het of die fliek gekyk het nie. Maar ja, die storie gaan oor hierdie Duitse meisie, haar ma en haar boetie en ek dink haar hele gesin is uitgewis en dan gaan bly sy by 'n Duitse gesin. En hierdie Duitse gesin steek dan 'n Joodse man weg in hulle kelder. En sy en hierdie man raak bevriend. En ek meen, hy kry nou hoe lank onder in die kelder weg, hy kan dit nie waag om sy gesig te wys nie, want as hy uitgevang word, of as hy hom sien, maak hulle hom dood. En op 'n stadium sit hy en die meisiekie en gesels, en hy sê vir haar, wel, hy mis dit so om buite te wees. Hy sê vir my, hoe lyk die maan? Ek wil net weet, ek het vergeet hoe lyk die maan. En sy sê, maar dis daai groot wit bal, daarbo in die lig, wat skyn. En hy sê van, nee, maar ek sien dit nie. Beskryf dit vir my, maak vir my 'n prentjie, laat ek kan sien. En toe sê sy vir hom, die maan lyk soos 'n parel in 'n donker, donker oseaan. Die maan gloei soos 'n parel in 'n donker, donker oseaan. En dan sit hy agteroor en hy sê vir, I saw that. So, jy kan sien, dis min woorde wat sy gebruik het. 'n Parel.
Dit is waarmee sy die maan vergelyk en dit is hoe uitstekend sy dan die maan beskryf vir iemand wat dit 3-4 jaar laas gesien het. Reg, die volgende punt met 'n verhalende opstel is jy kan in die eerste of in die derde persoon skryf. So jy kan 'n storie uit jou eie perspektief vertel en sê, ek het gister na die winkel toe geloop en op pad na die winkel toe het ek 'n kat uit 'n boom gered. Of jy kan sê, Sunny het gister na die winkel toe geloop en toe het sy 'n kat in die boom gesien en 'n kat uit die boom gered. Reg, meeste van die tyd in Afrikaans en verhalende opstel sal ons verlede tyd gebruik. Daar is uitsonderings waar mense dit al in die teenwoordige tyd vertel het, maar ek sal sê hou dit in die verlede tyd, want dit is nie die kenmerk daarvan. As jy 'n storie vertel jy iets wat gebeur het, so dis verlede tyd. En skryf die gebeure in kronologiese volgorde. Reg, ons wil nie weet van, nou is die kat veilig, maar die kat was oor 3 paragrawe sit die kat skielik in die boom vas nie, as dit sin maak. So, skryf in kronologiese volgorde. Die kat sit in die boom vas, die kat word uit die boom gered, en dan is die kat veilig. Ok, daar is sekere storie-elemente, daar is 5 storie-elemente. Wanneer jy 'n storie skryf, moet jy die volgende in gedagte hou. Dis jou plot, dat is wat gebeur. Wat gaan in die storie gebeur? Jou karakter, met wie gaan dit gebeur? Jou tyd, wanneer gaan dit gebeur? Jou plek, waar gaan dit gebeur? En jou genre, watter tipe storie is dit? Is dit 'n romantiese storie? Is dit 'n thriller? Is dit 'n kinderboek? Ja, dis jou genre. Hier het ek sommer 'n voorbeeld gesit van 'n boek wat ek al geskryf en gepubliseer het. Die plot, wat gebeur? Karel Kameel gaan Antarktika toe. So ek dink julle kan seker van self raai waar die boek gaan. 'n kameel wat in die woestyn bly en dan gaan hy Antarktika toe. Die karakter, wie is dit? Dis Karel Kameel. Die tyd, sal ek net sê, is 'n tyd in Karel Kameel se lewe waar hy bietjie moeg was vir die hitte. Hy is al 'n groot mens, so ja, dit gebeur iewers in sy grootmenslewe. Waar gebeur die verhaal? Dis eers in die woestyn en dan skuif ons na Antarktika toe. Die genre, wat se tipe boek is dit? Dit is 'n kinderboek. Reg. Wanneer jy dan 'n storie skryf, moet jy die volgende gebeurtenisse in gedagte hou. Die storie het altyd 'n begin. Reg? Soos die begin waar jy die karakters en die tyd en die plot en al daai goed voorstel, dat die leser kan weet waar hy of sy hom of haarself bevind. Okay? Is ons in die woestyn, is ons nou in Antarktika, is ons in die dieretuin, waar is ons? Dan loop die gebeure op en op en op en op. Daar is goed wat gebeur. En dan, wat ons sê, die hoogtepunt. My dosent op universiteit het altyd gepraat van die vulkaan wat ontplof. Dis die wow story. Dit is, ek het vir hierdie oomblik gewag. Ek het gelees om tot by hierdie oomblik in die storie te kom. Okay, dan word die konflik opgelos en dit wat moet gebeur, kom saam. Dan daal die gebeure, dit is waar die storie nou begin einde kry en almal het lank en gelukkig saam geleef, die einde. Dit is die afsluiting. Reg. Ek gaan afsluit met hierdie en wat sê, waarom vertel ons stories? Daar is 3 redes hoekom ons stories vertel. Dit is om te leer, om pret te hê en om saam te wees. Reg? Kom ons kyk eers na om te leer. Jesus het baie van sy lesse in stories of gelykenisse aangebied. Die gelykenis, dink ek, is vir my maar 'n soort gelyk aan 'n storie. En dit het gehelp dat mense makliker verstaan. Dit is, as jy vat die verlore seun wat huis toe gekom het, is ons almal nie maar partykeer so, ons het van die pad afgedwaal, nie letterlik nie, maar figuurlik. Maar hierdie storie wat Jesus vertel het van die verlore seun wat huis toe gekom het ons gehelp om makliker te verstaan. Dat ons ook soos daai kind is wat partykeer wegbreek van ons pa af, maar dat ons altyd weer kan terugkom. Tweedens, ons vertel stories om pret te hê. Stories help ons om te lag of te droom, om ander te inspireer. Ek is vreeslik lief daarvoor om Kwela te kyk, en net om na mense se stories te luister, die sukses wat hulle behaal het. Die een vrou het eendag vertel van, sy het fudge gemaak, en toe is die fudge 'n groot flop, maar toe vandag het sy met die fudge begin werk en 'n toffee daarvan gemaak, en vandag is sy super suksesvol as 'n toffee besigheidseienaar. So ja, dit inspireer mense en dit laat
ander mense voel, maar kom ek probeer ook iets doen. En laastens, stories help ons om saam te wees. Stories help ons om mekaar beter te verstaan en dit gee ons 'n goeie gevoel van eenheid. Ja, ek kan ook uit my persoonlike ervaring praat van toe ek in China was, net in die mense se perspektiewe te hoor, die mense wat daar bly, hulle bly in die noorde, hulle bly in die ooste. So hulle is omtrent 11.000 km van ons al weg. Maar ja, hulle stories wat hulle vertel het my deel laat voel van hulle. So ja, dit was my 'n wonderlike ervaring. Goed julle, en hier is ons nou aan die einde van ons les. Ek hoop julle die les geniet en baie dankie vir julle tyd. Bye bye!